kry net gou vir julle, kom ons doen maar roomys. Roomys is baie cute. So in vandag se les gaan ons net gou vinnig begin. Ons gaan weer kyk na die verskil van kwadrate of vierkante, maar ons 'n klein ekstra stappie wat ons moet toepas. So we are just continuing on the difference of squares or dots. Julle sal sien dit is part 2 deel 2 because we just need to daar's 'n ekstra stappie. There's an extra step. Dis 4 voorbeelde. Ek wil julle moet gou hier vir my kyk. By die eerste voorbeeld, is it a difference of 2 terms? Yes. 4x kwadraat minus 4. Ons 2 maniere om dit te doen. My recommendation would always be to first find the highest common factor. My aanbeveling is jy gaan altyd eers kyk, is daar nie dalk 'n gemeene faktor wat ons kan uithaal nie? Ja, daar is 4. So you would always first try and see, do we have a highest common factor? Is daar 'n grootste gemeene faktor? Ja, jy haal dit uit. Faktoriseer volledig beteken ons moet dan nou die hakkie gaan faktoriseer as die verskil van 2 vierkante of kwadrate. We know now that you will have 2 almost identical brackets, one with a plus, one with a minus. Dit kom van gister se les af. Julle weet nou om dit te doen. So die ekstra stappie was net kry 'n gemeene faktor. Voorbeeld 2 kan ons ook op 2 maniere doen. Okay? Manier nommer 1. Method number 1, according to me, is the easiest method. Dit is waar jy gaan en jy sê, weet jy wat? Ek wil nie graag 'n minus as my eerste term hê nie. Ek wil nie hê my eerste term moet negatief wees nie. So I'm just going to swap the pink and the, is it purple of blue, wat ook al. I'm going to swap them around and write the 4 first and the minus x squared last. Dis metode nommer 1, ek gaan nou vir julle wys. Is dit nou 'n verskil van 2 vierkante? Can we say these are dots, difference of 2 squares? Yes. Wat kom in my hakkies? Watter term word eers geskryf? Staan die 4 eerste of staan die x kwadraat eerste? Okay, so wat gaan eers in my hakkie kom? 'n 2. Hoekom? Wat jy vat die vierkantswortel. Dit is metode nommer 1. Jy mag mos dit so doen, dis mos nog steeds 'n verskil van vierkante. So, what is method 2? Hoe lyk hy? Metode 2 is waar jy 'n negatiewe 1 gaan uitfaktoriseer. So this is where we'll say nee. Kom ons faktoriseer 'n minus uit because I don't want the first term to be negative, but I'm keeping the x in the front. Nou ons het nou al gister hieroor gepraat en ek dink die dag voor het ook hieroor gepraat dat indien jy 'n minus uitfaktoriseer, dan verander al die tekens in jou hakkies. If you factorize a negative out of your bracket, or you create a bracket, and there's a minus in the front, dan moet al die tekens verander. Can you see that previously we had negative x squared, now we have positive x squared. Voorheen het ons gehad plus 4, nou het ons minus 4. Kan julle sien die tekens het verander? Die oomblik toe ek het in 'n hakkie sit en ons 'n minus voor die hakkie. En van hier af kan jy sê, okay, dit lyk bietjie meer bekend, x plus 2, x minus 2. Dit is dieselfde ding. As jy gewonder het, exactly the same thing. 2 metodes, jy kies watter een vir jou werk, ons merk albei reg in 'n toets. Voorbeeld 3. Nou ek bly ons het metode 2 gou gedoen, want by voorbeeld 3 gaan ons ook moet faktoriseer. Alweer eens, jy kan metode 1 of 2 gebruik, jy kan hulle of omruil, of jy kan besluit, nee, ek wil 'n minus uitfaktoriseer. Watter een gaan ons hier doen? Maak het saak. Wat een wil julle doen? Die maklikste een, okay. Big surprise. We're gonna swap them around. So jy begin met die positiewe 3n. En jy volg op met negatief 3n tot die derde mag.
swap them around, jy mag dit doen. Ek gaan altyd eers 'n grootste gemene faktor uithaal, nê? Nee. Wat is my grootste gemene faktor? Wat bly oor in my hakkie? Kan ek verder faktoriseer? Hoekom kan ek verder faktoriseer? Albei is kwadraat. Dis die verskil van kwadrate of die verskil van twee vierkante. It's the difference of two squares. One is a perfect square, n squared is a perfect square. Jy dink een keer, jy skryf twee keer. Een hakie het 'n plus, een hakie het 'n minus. Jy vat die vierkantswortel van beide. Dit kom uit gister se les uit. Gister se les was 16 April se les. Revisit if you can't remember. Laaste voorbeeld. Voorbeeld 4. O, jenne. Do we have a difference of two squares? We have. Okay, julle hou van prentjies, né? Let's do a panda and a baguette. Gaan nou vir julle wys. Ek nog net geduplicate, ek gaan hom nou nodig kry. And then shall we do a baguette? We will do a baguette. Ek het gesê ja. Okay, ons gaan hulle nou gebruik. I'm going to zoom in and then no one will panic, né? Please don't panic. Panda. Let's suppose that your bracket is your panda and your baguette is your 1. Nou ek het nou gaan skryf baguette squared. It's because 1 is the same as 1 squared. Everyone says ja, juffrou, ons verstaan. Okay. Do we have a difference of squares? We've got panda squared, we've got baguette squared. The panda represents the bracket, the panda represents x minus y. So die panda verteenwoordig x minus y, ek het nou gaan hakies maak, same this. So when we factorize, everyone will agree dat in jou eerste hakie gaan jy hê panda plus baguette. In the second bracket, you will have panda minus baguette. Nie wat ek wou doen nie. Okay, hier het ons 'n plus, daar het ons 'n minus. Ek net gou hierdie ouetjies, ons het hulle nie nou meer nodig nie. Maar what did we say the panda is? Die panda is in die plek van wat? And the baguette is in the place of? 1. Panda is x minus y, baguette is 1. Daar met 'n minus is. You can add additional brackets if you like. You don't have to. Eventually, we will get rid of the brackets. Nee, niks is nodig nie. Jy kan regtig net die finale antwoord. Nee, niks is nodig nie. Nie al die stappe is nodig nie. This would be your final answer. Ek het nou ekstra hakies daarby gevoeg, just to show you. What am I showing you? That your entire bracket, which is squared, gaan daar. The square root of that. So it's not panda squared, it's just panda. Ja? Ja. Maar ek het, dit is presies dieselfde ding. Jy hoef nie pandas en baguettes te gebruik nie, jy kan reguit soontoe gaan. Why is it so? Because you take the square root of the entire first term, die vierkantswortel van die volledige eerste term, is slegs x min y. Die vierkantswortel van die volledige tweede term is net 1. Kan jy dit sien? So net omdat daar 'n ekstra hakie is, dit is nog steeds die verskil van vierkante. OK. So, nog 'n nuwe opskrif vir vandag.
Ons gaan 3 terme faktoriseer. OK. Is julle reg? Sê ja asseblief. OK, kom ons herbesoek net gou ietsie. Ek wil iets gaan haal hierso iewers. OK. Elke keer gaan ek terug na hierdie konsep toe. Waar ek julle herinner dat faktorisering en vereenvoudiging is inverse bewerkinge. So julle sien nou deurlopend, ek doen nou hierdie vereenvoudig, faktoriseer. Nee? Ons wil dit herhaal. You need to know that they mean something opposite. OK. So as ek vir jou gegee het x plus 5, x plus 3. What method do we use to simplify? What is the acronym that we use? FOIL. So we will say first times first gives us x squared. First times of die buitenstes, die outers, gaan wees plus 3x. Die binnestes gaan wees plus 5x. En die laastes gaan wees plus 15. How did we get that 15? Wat het ons gedoen? Wat maal wat? Okay, now I'm going to erase that. If you need Tipex, then you saw as Tipex. I want to write it like this. 5 times 3. Okay. There's a reason for this. Stick with me. I'll make you famous. Dan wil ek ook vir jou sê that when we start simplifying, what are we actually doing? We're saying 3 plus 5. Ons gaan ons 8x kry daar. So I know the final answer. As ons dit vereenvoudig, ek weet die finale antwoord is x kwadraat plus 8x plus 15. I know that is the final answer. So why all of a sudden am I... Het ek nie gesê jy moet hier kom sit nie. Kom gou asseblief, dankie. So hoekom doen ek dit? Why am I making life difficult for us? Because I want you to see something. Hierdie is 5 maal 3, wat vir my 15 gee, en hierdie is 5 plus 3, of 3 plus 5, wat vir my 8 gee. Met ander woorde, if we look at our brackets, and we see a 5, and a 3, plus 5, plus 3. Dan weet ons dat die produk van 5 en 3 gee vir my die laaste term van my 3 term. The product of 3 and 5 gives me the last term of my trinomial, 'n 3 term. En die som van 3 plus 5 gee vir my die middelterm. This is still very new, yes? Okay, nou waarmee is ons besig? Ons is besig met faktorisering. So what do I want you to do? Ek wil hê jy moet kan begin, of dit is waarby ons gaan uitkom vandag. I want you to be able to start with this and end with that. Ek wil hê jy moet met 'n 3 term begin, 'n trinomial. And I want you to be able to factorize it into the product of 2 binomials. Jy gaan leer hoe om dit te faktoriseer as die produk van 2 binome. Nou kom ons doen dit gou. Kom ons kyk na die eerste voorbeeld. We are factorizing trinomials. Ons
trinomials. Ons faktoriseer 3 terme. Dink aan wat ek nou net gedoen het met die pink en dink wat ek gedoen het met die pers. Hierdie is pink. Kan ons vir 2 gaan skryf as die produk van sy faktore? Now it's a prime number, so 2 is simply going to be 2 times 1. Daar is nie vir ons 'n ander opsie nie. Maar toe sê ek vir julle, kyk gou daar. Hier maal ons die 2 met mekaar. Ons maal die 3 en die 5, hier plus ons die 3 en die 5. Nou gaan ek terug en ek sê, weet jy wat? Ons het nou daar gemaal. Maar as ek dit plus, dan het ek 2 plus 1. So this is times, and this is plus. En voor dit het ek nog steeds x kwadraat. Wat's fout? Die 3x, dit is 2 plus 1 is 3x. Nou kyk gou nou, gaan net gou saam met my terug na hierdie voorbeeld. Ek weet ek zoom in uit want ek wil hê jy moet die verband kan sien. You need to come to like a certain conclusion, draw a certain conclusion. Ons het 3 plus 5, 3 maal 5. Wat het ons binne in ons hakies? 'n 5 en 'n 3. So we all agree that those 2 factors that make up 15, die 3 en die 5, is die faktore wat ons hier sien in ons hakies. In other words, when I factorize, the one bracket will have a 2 and the other bracket will have a 1. Ja. Maak dit saak in wat se volgorde jy. Nee. Daar is my 2 faktore. I have just factorized a trinomial. Kom ons toets of ek dit reg gedoen het. Ons begin nou met die gefaktoriseerde uitdrukking. We start with a factorized expression. Let's FOIL it out because it's the opposite to factorizing. Ons weet dat as ons dit gaan vereenvoudig, dan doen ons die inverse van faktorisering. Wat gaan aan daar? Like smiling, giggling, ons heeltyd 'n x squared outers is plus 1x, ek gaan nou die 1 neerskryf, plus 2x plus 2. Haai jene, kyk daar. X squared plus 3x plus 2. Ek het dit reg gefaktoriseer. Ja? Baie goeie vraag. So ons gaan nou so enetjie doen. Definitief. What if we have more than one factor pair? In other words, what if we work with a composite number? Wat as ons nie 'n priemgetal het aan die einde nie? Okay, beskou vir my die volgende voorbeeld. Ons begin met 12. 12 is 'n saamgestelde getal. Watter faktorpare kan jy gebruik om by 12 uit te kom? 1 maal 12, 2 maal 6 of 3 maal 4? Those are our options. Nee, Evan? Titan? Okay. Those are the factor pairs of 12. Kan julle sien ek begin met die 12, die laaste term. Faktorpare. That's what we can use to get to 12. 1 maal 12, 2 maal 6, 3 maal 4.
Now, I know that I'm supposed to times them here, but I'm supposed to add them here. So which combination, which factor pair, kom ons noem dit faktorpaar A, B en C. Watter faktorpaar as ek dit hier sou insit, gaan vir my 7 gee? Is it going to be 1 plus 12? No, want dit geef my 13. Dit gaan nie 2 plus 6 wees nie, want dit geef my 8, so dis 3 plus 4. So because it's 3 plus 4, therefore I know 3 times 4 will be the factor pair that I use. Furthermore, ek het nie vergeet van my x kwadraat nie, ek gaan dit nou neerskryf. Okay. Ons het vir x kwadraat plus 3 plus 7 wat vir my, 3 plus 4 wat vir my 7 gee. So hoe lyk my hakkies? Wat kom in my hakkies? Wat is die faktorpare wat ek gebruik het? 3 en 4, dit het gewerk. So wat kom in my hakkies? 3 en 4. Wat is die sê nou vir plus 9x, wat is dit minus 7x? Uitstekende vraag. Okay. I'm going to throw you with another fabulous question. Julle kan nie wegpak nie, behalwe die wat nou moet snoepie toe gaan of wat ook al. Voorbeeld 3. What if we had x squared nou het ons x kwadraat minus 10x plus 9. Ons begin met die 9. 9 is 'n saamgestelde getal. 9 is a composite number. So dis of 1 maal 9 wat vir my 9 gee, of 3 maal 3 wat vir my 9 gee. But I'm going to throw in a curveball. Is it not also possible that negative 1 times negative 9 will also give me positive 9? And negative 3 times negative 3 will also give me positive 9. Lots of different options. Waarby wil ek graag uitkom? Minus 10. So, if I said, listen, I've got a positive 1 times positive 9, nee, soos wat ek nou in die vorige voorbeeld gedoen het, dan moet ek mos nou hierso sê plus 1 plus 9x, maar dit geef my positief 10x. I don't want positive 10x, I want negative 10x. So dit sê vir my dat my faktore moet anders lyk. Ek kan nie my positiewe faktore gebruik nie. Maar kyk hier, minus 1, minus 9, as ek hulle sou plus, dan kry ek minus 10. In other words, baie lang manier om dit neer te skryf, te min spasie, maar dan sien ons, nou gaan ek kry x kwadraat minus 10x plus 9. Dit gaan vir jou dieselfde antwoord gee, maar die rede hoekom ek dit gaan opdeel het, is want dan weet ons wat moet binne in ons hakkies kom. The product of the factors should give you the last term, die produk van die faktore,
moet vir jou die laaste term gee. -1 maal -9 gee vir jou +9. And then if you add them, you should get -10. Ek gaan net gou hierdie anders doen. -1 -9 gee vir jou -10. So wat kom in my hakkies? -1 -9. Kyk gou wat ek hierbo gedoen het. Die 3 kom daar. Die 4 kom daar. Likewise, -9 goes there. -1 goes there. Probeer gou vir my die volgende een doen asseblief. Het jy nou 'n antwoord? Jy nog nie antwoord nie. En dan spasie. Okay, gaan ek gou eers vir julle help hierso. Het julle 'n antwoord? Die antwoord. Have an answer. Okay. Wat is julle antwoord? We need 2 brackets. We'll start with K. Wat kom in die eerste hakkie? Of in enige hakkie? Jacobus? +12. Okay, note how if you add these two values, as jy hulle by mekaar sou plus, +2 en +12, dan kry jy +14. So if you add them, you should get the coefficient of your middle term. As jy hulle sou maal met mekaar, dan kry jy 24. And that is exactly what you want. Ek skryf vir julle huiswerk vir julle neer.